Daar was weer groot konsternasie in die groot bos. Nes jy dink daar is rus en vrede, dan steek daar weer moeilikheid kop uit. Dit was 'n heerlike dag toe ou Jakkals die oggend wakker word. Daar was 'n lied in sy hart, maar die lied het nie lank gehou nie. Want voordat hy nog kon dink aan woorde vir sy oggendliedjie, het vrou Jakkals by die kamer ingestorm en al die gordyne oopgetrek. Jakkals, jy moet nou vir my baie mooi luister, sê sy en gaan staan met haar hande op haar heupe voor die bed. Jakkals skrik so groot, sy hele liedjie is uit sy kop uit. En mevrou, wat gaan dan nou aan? Net ou was dit niks, wil hy weet en sit sommer regop op die bed. Hierdie geleerheid van jou soggens wanneer die son al wie weet waar sit, kry vanmôre end. En hierdie 3 laatlammers van jou loop oral rond vir kwaad geld. En jy doen niks daaraan nie. Maar kan jy vir my kalmeer, liewe vrou lief? Probeer Jakkals se woord inkry. Moenie vir my sê ek moet kalmeer nie, sê vrou Jakkals kwaai. Maar vrou, wat doen die ou drietjies dan wat jou so ontstel? Wil Jakkals weet. Jy sien, jy stel net mooi niks belang in jou huis en sy mense nie. Jy kom wie weet watter tyd in die nagte by die huis aan en dan lê jy jou watsem en afslaap tot wie weet watter tyd. En dis ek wat moet hoor, Jakkaltjie het dit gedoen en Rakkaltjie het dat gedoen. En as die stories klaar is, moet ek weer hoor Makkaltjie het ook weer iets aangevang. Ek moet al die vure die hele tyd alleen doodslaan. En dan moet ek nog huishou ook, ag nee wat. Ek het nou genoeg gehad van jou slegtigheid. Dit kry nou klaar. Jy staan nou op en neem daardie 3 knape van jou hier uit en gaan bring 'n bietjie tyd saam met hulle deur. Hulle moet man dinge leer. Ek kan dit nie vir hulle leer nie. Ek leer die meisiekinders hoe om vrou dinge te doen. Jakkals sug moedeloos. Hy kan sien, dis nie nou tyd vir verder praat nie. Vrou Jakkals se geduld is op en hy gaan vinnig 'n plan moet maak om iets met die 3 jong jakkalsies te doen. Ek is so jammer, my ou liefste. Ek het nooit besef jy's onder soveel druk nie, staan Jakkals terwyl hy opstaan en gou aantrek. Moenie bekommer nie. Ek gaan daardie 3 rammetjies nou saam met my neem, sodat hulle kan leer hoe om manne te wees. Dit was nie lank nie, toe staan Jakkals voor die 3 jong jakkalsies. Kerels, 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 wat se stories hoor ek van julle? O, nee. Al is ons jakkalse, mag ons nooit ons goeie maniere vergeet nie, veral nie teenoor ons ouers en mekaar nie. En kom ek sê dit sommer nou, dan praat ek nie weer daaroor nie. As ek ooit weer van julle mamma moet hoor, dat een van julle swak gedra in die bos, is daar, hoe sal ek sê, siep jou braaibouit, sê Jakkaltjie en loer na sy pa. Jy neem die woorde uit my mond, Jakkaltjie. Ek hoop julle 2 het gehoor wat hy sê, Rakkaltjie en Makkaltjie, sê Jakkals en wys tande. Nou toe dan, kom. Vandag leer ek vir julle die eerste ding wat 'n goeie man moet doen en wees. Eerste, gaan ons visvang. 'n Goeie jakkalsman moet kan visvang. Wat het ons daarvoor nodig, Rakkaltjie? 'n Visstok en as, pappa, sê Rakkaltjie en stoot sy bors uit. Mooi seun, dis heeltemal reg, sê Jakkals. Maar ons moet ook weet waar die visse is, sê Makkaltjie en vee oor sy neus. Sê Jakkaltjie, dis mos logies. Hoe kan 'n mens vis vang as daar nie vis is nie? Slim gedink, Makkaltjie, slim gedink. Maar ons hoef nie snedig daaroor te wees nie, sê Jakkals en wys vir Makkaltjie vinger. Ons is 'n span vandag. Ons almal werk mooi saam en ons is nie snedig met mekaar nie. Wat is snedig, pappa? Vra Jakkaltjie. Dit beteken om onnodig lelik te wees met iemand, sê Jakkals. Bly nou net kalm en dan kan ons lekker saamwerk as 'n span. Toe die 4 by die rivier opdaag, sien hulle die mooiste bamboese op die oewer groei. Jakkals wys vir hulle om elkeen 'n mooi bamboes af te knaag en 'n stukkie bobbejaan-tou aan die voorpunt van elke bamboesstok vas te maak. Nou toe, wat gebruik ons vir aas, kereltjies? Vra Jakkals. Wilwimpies, sê Jakkaltjie. Nou toe, Rakkaltjie, gaan kyk jy nou daar in die modder en dan bring jy vir ons almal genoeg wurmpies. Jakkaltjie en Makkaltjie, soek julle vir ons 'n lekker plekkie hier langs die rivier om te hengel. Ek dink mamma gaan baie bly wees as ons vanaand met 'n klompie mooi groot visse by die huis aankom. Sê Jakkals en gee 'n lang gaap. Papa, hoekom beklei papa en mamma so baie? Vra Rakkaltjie. Jakkals skrik om byna boeglam toe sy seentjie die vraag vra.
Ag my liewe aarde tog kind, ons beklei nie, ons gesels maar net oor dinge en so, sê Jakkals en weet nie mooi wat om te antwoord nie. Ja, maar hoekom is julle so snedig met mekaar, pappa? Vra Makkeltjie. Dan is dit mos nie mooi nie. Jy is heeltemal reg, Makkeltjie. Ek en mamma sal 'n bietjie daaroor gesels, sê Jakkals skaam. Sal dit nie beter wees as pappa en mamma ook soos 'n span saamwerk nie? Dan hoef julle mos nie met mekaar snedig te praat nie, sê Jakkaltjie. Dit is so seuns, sê Jakkals baie verleë. Kom ons vang nou mooi vis en dan gaan verras ons vir mamma by die huis. Ek dink mamma sal daarvan hou as pappa nie so baie rondloop weg van die huis af nie en haar 'n bietjie help met ons kinders in die huiswerk, sê Makkeltjie. Pappa is so slim en sterk, pappa. Ons is baie lief vir pappa, maar ons sou ook vir mamma help en vir pappa ook. Maar dan moet pappa 'n bietjie meer dinge saam met ons doen, sê Jakkaltjie. Dis die wonderlikste raad, ouens. Van nou af gaan ons almal by die huis saamwerk as 'n span. En nie môre eers nie, sommer van vandag af. En dit begin nou. Nou gaan ons vis vang en vanaand eet ons almal lekker saam. En dan help ons vir mamma om die skottelgoed te was en die huis mooi netjies te maak en so te hou, sê Jakkals trots op sy kroos. Daardie aand het die 4 van hulle met 'n sak vol vis huis toe gestap, baie trots dat hulle ook gehelp het om kos op die tafel te sit. My liewe mens, sê vrou Jakkals toe hulle by die huis aankom. Ek kan jy dit glo? Julle het die vis skoon gemaak ook. Kyk nou net hoe groot is julle. Ek is so trots op julle. En ons is baie dankbaar vir jou, my liewe vrou. Ek en die seuns het lank gepraat en ek is baie trots op hulle. Hierdie 3 spruite van ons het vir my baie goeie raad gegee, sê Jakkals en staan nader aan sy vrou. O nee, en wat se raad het hulle vir jou gegee, my man? Vra vrou Jakkals. Van nou af gaan ek meer by die huis wees om jou te help en tyd met ons kinders deur te bring. Jy is heeltemal reg, ek het hulle liderlik afgeskeep en ek is baie jammer daaroor. Julle is die kosbaarste in my lewe. Van nou af is ons 'n span in hierdie huis, 'n hegte gesin, en ons help almal oral waar ons kan, sê Jakkals en gee vir sy vrou 'n drukkie. Ai, my ou man, dis mos die sterk, slim man met wie ek getrou het. Dankie, my lief man, jy's die beste man in die hele bos, sê vrou Jakkals. Sê Jakkals. Al moet jy soms so 'n bietjie kwaai wees en met my raas, sê Jakkals en knip oog vir haar. Ja, jou ou Jakkals, dis net omdat ek so lief is vir jou en vir ons kindertjies. Daardie aand het die Jakkals gesin heerlik geslaap en vrou Jakkals was sommer baie trots op haar man. Dit was ook nie vir haar lekker om die hele tyd te moet raas oor alles nie. Maar nou dat Jakkals haar beloof het om sy streke te laat staan, is sy sommer nog liewer vir hom.